weet die reeks van die Here. Maar weet jy, die week vanaand is 'n sitkamerdiens. Nou gaan ek vir sê, vergeet dat jy nou in 'n kerk is. Jy is nou in die Here se sitkamer vanaand. En weet jy, as ons by ons Vader se huis kom, is daar niks lekkerder plek om so by die snoesige banke te gaan sit. Nou dink jy jouself, ek het nou wingback chair vanaand, skies dat jy op die harde bank moet sit. Maar weet jy, ons werk daar aan die Nou, wanneer jy in jou Vader se sitkamer kom, dan raak jy gemaklik. Die Here wil hê dat jy vanaand in sy huis gemaklik is. Wees jouself, raak rustig. Ja, ek weet, as die mense in jou werklike self sien, kan hulle dalk weghardloop. Jy weet, as jy langs jou vrou wakker word en volgende oggend sy geen make-up aan nie, dan wonder jy so by jou sê, maar vir is nie my vrou. Raak jy vir my rustig. Ek spot, maar sy is net so mooi vir my sonder make-up, met make-up mag nie saak nie. Die vrou word langs haar man wakker, kyk sy hom so. Jy het my die hele aanvat weggehou, gesnorker. Ek weet is waar, ek staan maar oor nie, ek snort oor. As ek nie snort nie, maak my vrou my wakker, sy lewe jy nog. Prys die Here. Maar jy is vanaand in jou Vader se sitkamer. Wanneer jy by jou pa se sitkamer kom, my broer en my suster, verwag jy 'n ontmoeting met jou Vader. Ek gesê vir nie, hierdie diens minag nie. Die Here ontmoet soos hy wil, wanneer hy wil, jy mag vir 'n oombliekie sit, en ek neem, ek sien nie dat moet. Want jy sit mos in jou pa se sitkamer, man, pastoor, wat naamlik is. En vanavond gaan ek so 'n bietjie iets anders te doen. Dis 'n sitkamerdiens, ons gaan dit instel. Van vanavond af is dit die eerste ene. En dit gaan so werk. Ons gaan mekaar 'n bietjie beter leer ken. Ons gaan mekaar 'n bietjie beter leer verstaan. In 'n sitkamerdiens, wanneer jy met jou pa praat, sit jy nie daar, hy hoop iets gebeur nie. Wanneer die koekies laat kan, vra jy jou ma, waar is die koekies? Ek wil dankie sê vir die span. Ek sien hulle maak vir my so daar agter. Ek ruik iets lekkers aan die gang. Wanneer ons so by ons sitkamerdienste kom, wil ek hê jy moet verstaan. In jou pa se sitkamer is, dan mag jy vir jou 'n koppie koffie kry. Jy mag vir jou 'n toebroodjie kry. Ons gaan eers so 'n kort stukkie diens hou, en dan gaan ons lekker saam kuier. Sy moet mekaar mingle. Jy gaan vir die ander vra, hoe gaan dit met jou? Jy gaan vir iemand vra, as jy hom nog nie ken nie, hoekom ken ons mekaar nog nie? Partykeer is dit my skuld. Weet jy wat gebeur in kerke, geliefdes, ons sit in gebou, ons ken mekaar glad nie. Ek weet nie hoe om te bid vir my broers van omstandighede, want ek weet nie as dat hy omstandighede het nie. Dit is ons gevaarlike terreine, Johan. Want sê jy vir iemand het omstandighede of 'n siekte of 'n kwal of 'n probleem, dan sal ons uitbuiting, want dan is jy swak. Is dit mos hoe dit is? Dis hoe die kerk geword. Maar geliefdes, laat ek nie waarborg, ons almal is unieke mense. Ons almal is in verskillende seisoene in ons geestelike lewe. As jy nie moeite doen om deur die make-up vir iemand te kyk, dan gaan jy sien daar's 'n mens, net soos jy. Weet jy wat sê die Bybel oor 'n mens net soos ek en u? Hy sê jy leef as 'n mens, net soos ons. Maar ernstig gebeur. En dan gee hy 'n aantal jare wat dit nie gereën het op die aarde. Jare, né? Maande, dae, weke, seisoene. Dit lyk vir die Bybel. Dit het nie gereën. En vanaand het ek my sitkamer probeer opset, hierso, ek en my vrou,
En die kinders gaan ook vir julle 'n paar spesiale goedjies doen. Maar vanaand gaan ek u vra, terwyl jy hier is, hou dit kort en kragtig. Want lank en magtig wat niemand nader sien. Kort en kragtig. Kort getuienis, stigtende getuienis. Wat is die elemente van 'n stigtende getuienis? Nommer 1, dit moet God verheerlik. Nommer 2, dit moet skrif gebaseerd word. Nommer 3, dit moet geesvervuld word. Dan kan die ander by mekaar sit en jy sal sien dat dit alles gaan eintlik dan net oor die Here en nie oor homself. Ons moet wegbrand in 'n getuienis en God die eer gee. Hoor jy wat ek sê? So wie ook al eerste is, ek het nie vanaand 'n paplepel gebring nie. Ek het geen stok gebring om nie mee te slaan nie. Ek het geen ding om nie mee uit te kry as wat ook al. Maar ek gaan so 'n paar getuienisse toelaat, dan gaan ons iets doen, dan gaan ons weer getuienisse doen. As jy 'n skrifgie om te lees, ek het nie gesê om voor te berei nie, gryp gou die Bybel en lees 'n skrif. As jy 'n versie of 'n rympie of 'n gedig het om te sê, snou jou been. Oom Jan het nou, waar is Oom Jan? Oom Jan het so baie mooi ding oor liefde laas keer gesê. Maar weet jy wat, geliefdes, dit het my getref. Ek sal dit nooit vergeet nie. Ek het die woorde al vergeet, maar kan onthou, Oom Jan het iets baie moois oor liefde gesê. En dit het my beïndruk. So weet jy, geliefdes, ek dink daar gebeur te min van hierdie dinge regtig in die kerk saam praat en saam kuier. Maar vanaand gaan ons dit alles probeer insqueeze in hierdie tydjie wat ons het. En ek wil nie sê geniet dit. Want is kosbare tye. As die tye op die aarde om Janie verbygaan, dan gaan ons in die hemel en hiernamaals praat oor al die dinge wat verbygegaan het. Ons gaan dan praat oor al die kere wat ons verbrou het. Ons gaan praat oor al die kere wat ek my kans gemis het om iets te doen vir die Here. En weet jy wat, as iemand wat dalk net sit in dieselfde situasie as jy vanaand, waar deur jy dalk gekom het? Maar met alles om ons te heerlik die Here. Wie is eerste? Spring op. Wie is in jou pas as ek gaan doen? Verdra jouself. Wie is eerste? Ek julle omkant gevang. Het julle dit nie verwacht? Ja. Prys die Here. Ek sit daar in jou kasel, ek en die fisiek of skool of vryf mekaar op, ons is ewe hoederhoors en dinge loop nie lekker nie. Die kom ander susters en sê, jy moet vir my ma kom bid. En ek besluit hier in my binneste, hier sit die visie, daar die pastoor gaan vra, maar ek het dit nie vaak gesê nie. Hoe kan ek in hierdie toestand vir iemand gaan bid? Ja. En sy vra my weer, en ek sê toe vir my visie, wel ek sal op toe gaan. Nou daar kom ek het baie liever en ek botterbroodjies. Sy smeer so lang 'n broodjie, want ek gaan ook nou hulle bid, ons maak ons weer klaar geëet, en dan kom ons ry. Toe vir die deur kom, Here sê, nee, jy het te werk om te doen. Ek sê, Here, ek is in 'n toestand, ek kan nie dit doen nie. Yes. Sy moes gehoorstukkies kry, sy kon nie hoor nie. En ek is gehoorsaam, ek sê, Here, U ken die situasie genees haar. Ek weet uit my toestand, ek nooit in die lewe kan daai gebed krag dra nie. Ek wil die Here eer. Sy is in die graf en sy het nooit gehoorstukkies gedra nie. So die Here het nie 'n saak met ons. Yes. Amen. As die Here vir jou sê, maak die saak wat in toestand jy is. Amen. Net gesê is wat Jan sê, wat jy vanoggend oor met die pastoor.
Daniel het deur omstandighede gegaan. En deur die uitleg omdat dit God se plan was, het die koning gesê wat God sê. Ja. En hy het gesê ek bevorder hom in die derde hoogste toe. Ja. Na die bevordering kon sy mede-kollegas, die ander minister, niks fout kry nie. Ja. En dit geweet ons kan nie, want God is met hierdie man. Maar een ding, en dat planne lustig verhaal. En toe hy nou sê, hy wou nie gebid het nie. Daniel het die teenoorgestelde. Toe hy hoor die bevel, toe gaan hy en hy gaan bid. Nee. Soos dit sy gewoonte was. Ja. Mag ons ook in daai gewoonte kom. Amen. Amen. Wat is man? Het lijkt van mij dat het dan zo van elkaar kijkt, raakt het moeilijk. Broers en susters, ek is eendag besig met 'n swart jong man en hy vra vir my die vraag: hoekom het Jesus die water in die wyn verander? Daar's geen rede waarvoor Jesus water in wyn te verander het. Daar was 'n tekort, ja. Maar dit staan ook geskrywe dat die uur het nog nie gekom vir Jesus om enigiets te doen nie. Waarvoor het hy water in wyn verander? En ek worstel met die ding, want nêrens in die Bybel staan nou hoekom het hy dit nou gedoen. En ek vra Heilige Gees, help my met hierdie saak. En die Heilige Gees sê vir my, eer jou moeder en jou vader. Hy het sy moeder geëer toe hy die water in die wyn verander het. Hy het daar gestaan en sy moeder het hom gevra, verander die water in die wyn. Hier sit 'n kort, niks anders te nie. En ons gaan baie keer so deur dinge wat jy nie verstaan hoekom dit gebeur nie, maar jou moeder vra jou 'n vraag en as dit in God se wil is, doen dit vir haar. Eer jou moeder en jou vader. Ons sit vanaand soos pastoor sê in ons Vader se huis. As die Vader vir iets sê om te doen, doen dit. Dis my boodskap van Abraham en ek prys die Here dat die Heilige Gees daai dag vir die wysheid gegee het om vir die jong man te sê, dit gaan oor eer jou moeder en jou vader. Hy het net sy moeder geëer. Amen. Die water was water wat volgens die reinigingswet van die Jode in klipkanne gestaan het. En daardie water was waarmee hulle gewas het. As hy al 'n paar dae deur die woestyn gewerk het, en jy kom by 'n troue aan en daardie water wat hulle voete mee gewas het, is 'n kruike en Jesus sê, bring daai kruike. Dit is iets anders te hoor. Prys die Here. Ons gaan nou saam met hierdie koortjie sing, it's a joy unspeakable and full of glory. Is jy saam met my? Amen. It's a joy unspeakable and geliefdes, wie is volgende met die getuigenislijst? Erg wel eens op die school. Wanneer jy 'n maag iets is veral soms dan voel ek jy wil altyd alles doen om jou kinders. Jy kom op die punt, jy kom jou kinders weer en jy sien hulle gaan op die pad en jy beklei en alles
en hulle wil nie werk nie, en so dit raak die stadium moeilik en alles, en in die begin, ja, nie so lang terug, was ek hierdie een aand besig om my gedagtes met basiese geveg van my gedagtes. En terwyl ek so lê, kry ek 'n video van iemand. Met die video kyk, is daar 'n blom in die video. En toe die blom sien, toe kry ek die boodskap van jy jou wapens neergee vir die blome. En dit het die, ek was eintlik half in slaap, ek staan hier op en ek besluit en ek het het vir my, dat ek dacht dat ek weer wat elke dag voorbij loop, dat ek het kan sien. Die volgende dag vraag ek iemand, maar jy weer ook iets anders doen. Maar as jy nou hierdie baie dingetjies wat so vraag. En die eerste woorde wat die persoon vir my sê is, nee, die wapens leer. En ek was so lesig, dus daarom bevestig ek dat mens ding. So kom die derde dag, en ek besluit dat ek net my vingers in die Bijbel vat en maak en so, met water op en dan was ek en ek het ook een raakjes gemaakt, so omdat ek kyk my kan waar die vorige konings die gevegte aangekryk en die volgende koning, hy het gekies om die waters mee te neem, en hy het gevegte. En ek krijg 3 dae achter mekaar precies dieselfde boodskap. En ek kan het allemaal bemoedig, soms voel ek dat die Here stil is, soms voel jy, ja, jy moet alles spiek, soms soek jy soek een uitdaging en jy wil beklei tot jy daar uitdaging kry, dan kom die Here en sê vir jou, nee, dit meer, hy kan alles vir jou beklei, wat die baie moeilike dinge sê, hy bevestig die tweede keer en die derde keer. So ek het nou alwees hierdie jaar oor vir die volgende persoon vermoed, en moeder achter my gevraagd, en moet ek doen, die selfde boodskap oorgevoer, nee, die wapens weer en tweede keer vir die weer. Amen. Prys die Here. Is daar nog 'n getuienis? Iemand aan iets gedink? 'n versie, 'n skrifgie. Dis by die almal hier 'n gratis skrif wat sy wil lees. En vir die Here gaan die seën hom nie. Ja. Ja.
Ja. Maar in elk geval, ek weet, en jy met God, jy van die nie mis. Ek praat nie tot het. Yes. En ek denk aan 8 maanden daarna, wel het dit af. Sê, hulle moet sy naam nie, praat het nie om, sê ek daar, ek weet nie dat ek is verwoes. Hy sê dat daarin te maan. Die eerste keer te besef dat hoe recht God is, moet sy hand so vat, vir die eerste keer te gee sy hand van my. Ja. Ek sal saam met jou gaan. Ek Ja. sal submit. So, as ons sê, ons stuur ons wapens oor aan ons kinders, die beestes wat in my kant gebeur het, en jy voor God kan staan, op die saak, of val die weg. Ja. Praise God. I'm under the rock and the rock is silent. The Lord hides me, I'm under the rock. When now my enemies that I am slain. The Lord hides me, I'm under the rock. I'm under the rock and the rock is silent. The Lord hides me. Hallelujah, praise the Lord. Ek beloof dit het met baie beter gewerk in die huis, hy wil nou nie so lekker saamwerk nie. Ek dink sy flatterye is 'n bietjie weg. Maar weet jy, wanneer die Here saamkom om saam te werk, dan gebeur daar goed in ons lewe. Nou, ek kan maar sê by die moderator, maar dat weet, die pastoor sit op die job. Jy het dit al voor hom gedoen, hè? Prys die Here, maar dan gaan ek vir jou kort gedeelte uit die woord van die Here vir ons Vader. Kan jy die ding so vat? Is dit vir iets anders? 'n 12 kamp gevoel, nee. Prys die Here. Nou, geliefdes, ons het baie gehoor van 'n man van God met die naam van Daniël. En Daniël
was deur God gekies om sekere dinge te doen in sy tydperk. Maar ek wil met u praat oor 'n man na God se hart. Ek kan vir my sê wie dit was. Oh, dis wel bekend, koning Dawid. Die rede hoekom Dawid so man na God se hart was, is dat Dawid het die geestelike dinge nagespeel. Hy was die tweede koning van Israel. Dawid het 'n behaag daarin gehad om God te verheerlik. En weet jy, geliefdes, hy leer ons iets in 'n kort rukkie. Ek wil begin hierso by 2 Samuel 6. En ek wil die 11de vers uitleg. Hy sê, en die ark van die Here het 3 maande lank in die huis van Obed-Edom die gebied gebly. En die Here het Obed-Edom en sy hele huis geseën en toe aan koning Dawid neergedeel is. Die Here het die huis van Obed-Edom en alles wat daar aan hom behoort geseën ter wille van die ark van God. Het Dawid gegaan en die ark van God met vreugde uit die huis van Obed-Edom na die stad van Dawid gebring. Geliefdes, hulle praat van hierdie gebeurtenis waar Dawid met hierdie ark van die Here, toe hy agterkom, daar is 'n seën aan hierdie gedeelte, die ark van die Here, het verteenwoordig die plek waar Israel ten minste 1 keer 'n jaar die hoofpriester kon ingaan agter die allerheiligste en daar kon hulle sondes betaal met bloed. Het Dawid geweet dat hy die volk 'n kans bring om weer hulle saak met God reg te maak. Daar is gebeurtenisse vooraf waar hulle gepoog het om die ark te gaan haal het en die mense wat se harte nie reg was en die verordening van God nie onderhou het nie, aan die brand geslaan het, terwyl hulle besig was om op 'n manier God se ark in te bring wat nie voorgeskryf was. Maar Dawid op hierdie keer toe hy agterkom dat die ark van God die huis van Obed-Edom seën, en dit wat daarin is, besef hy het nie vyandskap met God nie. Hy moet in alle koste moet hy hierdie ark van God terugbring onder sy volk. En hy gaan haal in die ark en terwyl hy die ark gaan haal, wil ek hoor wat gebeur met koning Dawid. Hy sê toe die draers van die ark van die Here 6 tree geloop, het hy 'n bees en 'n vetgemaakte kalf geoffer. 6 tree. Nou 6 is die getal van die mens. En weet jy waar dit vir die mens ophou, is waar God oorneem. Daarby het Dawid met alle mag gedans voor die aangesig van die Here. Dawid was omgord met 'n linnen skouerkleed. En so het Dawid in die hele huis van Israel dan die ark van die Here met 'n gejuigende basyn geklank opgehaal. Toe die ark van die Here die stad van Dawid inkom, kyk Michal, die dogter van Saul, juist deur die venster en sien koning Dawid jubel en dans voor die aangesig van die Here, en sy het hom in haar hart verag. Geliefdes, wanneer jy jou blydskap in die Here het, en jy het hier die wapen tot jou beskikking, om God te kan verheerlik uit 'n hoekpunt of 'n oogpunt van hierdie vreugde in die Here, dan verander dit nie noodwendig mense op jou nie. Mense kan partykeer hier by die kerk se vensters inkyk en sê hierdie mense het verloor, hulle het mal geword. Kyk hoe dans hulle. Hoeveel kerke ken julle wat dans? Vandag is daar redelik baie hoor, maar dit dink nie. Maar weet jy, dit gaan nie net oor die dans nie, dit gaan oor die vreugde wat in jou hart opkom om voor die Here iets te doen. Weet jy, geliefdes, ek glo as ek my suster sou 'n kans gee om te kan dans vanaand. En sy spring in haar rolstoel en sy dans soos wat koning Dawid die koning gedans het. Weet jy wat, geliefdes, terwyl ons die geleentheid het om met ons bene ook 'n offer vir die Here te kan bring, oordans is 'n rofoffer voor die Here. Dit mag dalk dieper wees in die geestelike dans wanneer die profete met die Here begin te kommunikeer en met die volk kommunikeer daardeur. Maar weet jy dat wanneer jy dit wat in jou hart is laat uitborrel en jou liggaam daarvan te kenne gee,
dan gaan dit nie oor die dansende bene nie, maar oor die dansende hart. En as jy jou hart laat jubel en jy voor die Here, dan begin jou lewe inskakel daarmee. Weet jy wat geliefdes, jy begin die oggend, maandagoggend is dan nie meer so blou, soos dat jy dit elke keer gekry het nie. Maar wanneer jy om tegemoet gaan met 'n jubelende hart, dan gee maandag oop oor en dit raak 'n beter maandag. Wanneer jy weet, jy het 'n jubelende hart, verander omstandighede om jou en dinge verander vir jou tot die beterste. Die lewe het nie meer 'n perspektief van net swaar kry en paksla en siekte en omstandighede nie. Maar as jou hart jubel in jou, dan verander omstandighede om by jou te pas. Want God het jou met jou jubelende hart lief. En as ek dit sien van buitekant af kom, wat met Michael gebeur het, sy kon nie baar, sy kon nie kinders kry tot die einde toe. Sy het eintlik dor geraak, omdat sy met haar attitude in haar hart gestaan en vervloek het dat Dawid weer besig was. Maar Dawid was met sy volle hart, sy volle wese, besig om God te verheerlik. Ek geliefdes, weet jy, as ons daaraan dink vanaand, moenie dink om wat in jou aangaan, beïnvloed dit wat in jou hart aangaan. As jy dit toelaat, as jy dit dwaas. Maar as jy laat God jou hart in die hande kry, dan dans daai hart jou bene vol. My broer, ek sê vir jy kry 'n spoed en 'n krag wat jy gister en eergister nie verstaan het. Ek wil jy vertel op 'n stadium daar in Brits, tref 'n baie lelike ding my. En ek eindig op in die hospitaal vir 'n aantal dae in September maand. En ek moet vir 6 weke lang met ek stents in my niere dra. In die 6 weke wat ek loop met die stents in my niere, raak dit baie keer ondraaglik. Jy weet nie om te lê nie, jy weet nie om te sit nie. En ons is in die kerk een aand en die krag van die Here val. En ek weet ek moet myself gedra, want hierdie kan meer skade maak as jy jouself nie gedra nie. Want toe ek myself kon kry, voel ek my voete gee neer en ek verdans. Ek voel om my die wêreld kan nou vergaan. Want die Here se geluk is hier by my. Ek kan nie vir my sê, Halie, dat jy dit sê, ek weet nie, dit was die aand dat ek die lekkerste geslaap het. Daar die aand het die Here my liggaam aangeraak, met stents of nie, en moet dat dans voor die Here. Weet jy wat, geliefdes, jare terug sit ek en ek onthou 'n liedjie, as ek dit vir u moet sê vanaand, ek wil dit nie speel nie, ek het dit oefen nie. Ek wil dans voor die Here. Ek wil huppel as ek sing. My voete tip die ritme en my hart is vol lof. Prys die Here aan die hemel staan oop. Amen. Wanneer jou hart begin te dans, wanneer jou hart begin te jubel, dan steek dit ander aan. En geliefdes, ek weet nie of jy dit wil verstaan vanaand nie. Maar as jy so 'n bietjie beter smaakie wil kry, jy moet dit kry. As jy so 'n bietjie beter smaakie wil kry, werk aan jou hart voor die Here. Dit sal iets is wat bitterheid veroorsaak in jou hart, raak ontslaan daarvan. Want daai bitterheid beïnvloed jou hart, beïnvloed jou atmosfeer, beïnvloed die mense in jou tyd, beïnvloed hoe jou dag binne gaan, beïnvloed hoe jou week eindig. Maar as jou hart vir die Here jubel, weet jy geliefdes, ek wil sê, ek het dink in baie plekke het ek gesien hoe mense baie ernstig die Here kan dien. Maar weet jy wat, is nie ligsinnig om te glimlag voor die Here nie. Ek sê die Here het 'n sin vir humor. Hy het my gemaak. En weet jy wat, geliefdes, ek kan met 'n baie ernstige gesig groot grap maak. En jy sal lag vir daai eendag. Maar weet jy, dit gaan oor die hart binnekant. Hier waar ek sit vandaan, het ek 'n jubelende hart, om te sien hoeveel van jy opgekom het. As jy is dit beskikbaarheid, dat die Here gaan jy 'n jubelende hart gee. Dink nou net daaraan, geliefdes, jy kry mense, hy kry nie roer my nie mense. Weet jy, kan doen wat jy wil, ek kan nog bom, jy kan iets doen langs hom, hy gaan nie sy vreugde vir jou opgee nie. Dit maak nie saak wat Suid-Afrika se gouverneur doen nie, hulle kan nie jou vreugde in die Here steel nie. Ons het vanmôre daar in jou poortjie gesing, geen dood of lewe kan ons skei.
Weet jy, geen mag of owerheid kan jou wegvat van die liefde van Christus Jesus. En omdat Dawid 'n man was wat 'n man na God se hart was, het Dawid geweet om sy hart in te stel na God toe. En dan is dit nou kort boodskap. Ons gaan nou lekker kuier. Ons gaan nou lekker, hier vanoggend het ons 'n lekker tyd saam met die silwer of wat se germe gehad. Ja, die aksie, die ou bulle, die ou krokodille. Dat het weet waarvan ek praat. Maar ons het lekker gekuier vanoggend na die diens. En ek wil net sê, as jy op die ouderdom is, maak die tyd daar, kom, drank en doen 'n goeie werk daar, elke ander departement in die kerk, hulle is besig. En glo my geliefdes, ons bou hierop. Ons bou hierop om het vir ons aangenaam te maak, sodat ons hartes hier die Here kan sing en ons kan bly wees. Hy het jou volkome bly gemaak, want hy het jou volkome vry gemaak. Wees vry vanaand. Paar dienste terug na waar die Here begin te werk oor vryheid. Die Here het gepraat oor belydenis en die Here het gepraat oor vergifnisse. Ek weet meeste van die wat hier sit, was deur die 70x7 vergifnisplan geword. Is dit die tyd dat ons dit begin toepas om op ons harte jubelend in te stel vir die Here? Weet jy wat, geliefdes, ek staan een aand daar onder geweldige druk. Staan ek, die kinders en die vrou het al geslaap, nou die wat my nog nie ken of my nog nie gehoor, dit sê ek slaap geweldig swak in die aand. Ek het iemand na die dag gesê, die gang, ek dank die Here, hier is speels in Sekunda, want ek sal 'n gat in 'n mat loop. En weet jy wat, geliefdes, ek is altyd besig, en in die aand, vir een of ander rede, wanneer dit stil raak die Here ook besig met my. En ek raak besig met die Here, en dis in die aand 'n geweldige druk op daardie stadium. Ons is besig om die kerk te herbou, en ons is besig met 'n paar goed, en die ouens wat moes gehelp het hulle hande teruggetrek het. Nou sit ons met finansiële probleme aan die een kant, en ons sit met dreigende dinge aan die ander kant, en daar's hierdie ouens wat dit doen, en daardie ouens, en dis alles net moeilikheid, as ek daaroor moet aangaan, kan ek hier vanaand verveel. Maar ek loop, en ek gaan staan in die storm, terwyl die water oor my loop, voel ek die Here raak my aan. Maak nie saak wie my gesien die Here my hart gekry. Maar ek gaan vir dit sê, die badkamer se deur is toe, hulle slaap almal kliphard vas. En ek begin hierdie koortjie sing, I'm under the rock, and the rock is higher than I. Jehovah hides me, I'm under the rock. En terwyl ek dit sing, voel ek die salwing van die Here sak neer. Daar in Ariel stort, toe kom ek los van 'n klomp probleme. Weet nie van daar of maak die Here deur dit op. Mense wat nie deel was daarvan nie, het deel geraak van dinge. Daar het beleggers ingekom dat mense betaal vir verf. Ons kon 'n mat in die kerk insit, ons kon klaarmaak vir die werk wat ons begin het. Vandag het hulle dit verder gevat. Dis nog mooier daar in Oudtshoorn as wat dit was toe ons daar was. Ek sê nou die aand vir my vrou, sit ons deur die foto's en kyk. Ek sê vir haar, dit moes iewers te begin. En die Here het gekies dat dit 'n moeilike tye moes begin. Weet jy wat, geliefdes, geen bediening is in maklike omstandighede gebore nie. Daar was altyd, kan ek nie waarborg, dat Sekunda nie 'n maklike geboorte gehad het. Daar was mense wat gebid het, maar laat ek nie sê, toe die Here 'n paar jubelende hande in die hande kry. Ek ken nie die geskiedenis van Sekunda nie. Weet nie, julle moet my help asseblief, ek wil weet wat hier gebeur het. Maar ek kan nie waarborg dat daar ook al dreiging was en gaan Sekunda verkoop toemaak. Kyk vanaand in die Here se scepter van genade. Vir ons is 'n rede om dankbaar te wees. Ons het 'n rede om bly te wees. Ek ken nie die geskiedenis, ek praat maar seker uit my weertyd. Maar ek ken die geskiedenis, meeste van die wat dalk hier is. Maar laat ek sê vanaand dat die Here behaag en u wat hier sit, hy wil jou hart aanraak. Hy wil jou laat jubel, hy wil jou laat juig, hy wil jou kinderlik laat dans voor hom. Maak nie saak wat die vyand deur die venster vir jou loer nie. Dat hy maar loer. Hy is in aangeval 'n roofkyker. Skelm, babel, vuiltjie. Maar die Here is goed. Hy is altyd goed. Wat wil jy vanaand anders te as die jubel en daar? Weet jy, mense gaan nie kyk of jy mal is, dat dit met my gebeur. Ry in 'n polisievan en sing 'n kliphard koortjies, kyk jy dat daai polisieman is nie lekker. Op 'n stadium, ek dink ek my vrou weet dit baie goed.
Daar in Johannesburg is daar 'n ijskriemkroepie wat rondryf. En hy kry sy middelbeen in die hand, ek neem dit af. Weet jy hoe lyk dit wanneer 'n polisievoertuig om die hoek kom met blou rigte, geen sirene nie met die ijskrim ding doen galletjie. Dit lyk iets anders dan. Ek het 'n paar mense dat lag. Vanaand hoor jy wat ek vir sê, daai ding doen galletjie. Ek het nie verstaan op video. En dan gaan vir dit vertel. Dit laat my nog lekker lag. Want my God is goed. Hy maak nie 'n fout nie, hy roep wie hy moet roep. En hy sit op die plek waar hy sê, vanaand is ons Vader se sitkamer. Vanaand kry jy die geleentheid om te luister, te hoor van jou broer en jou suster wat jy self gedoen het. En vanaand kan ons nou lekker saam kuier. Ek het nou met hom gepraat. Ek gaan vir broer Grant vra om vir ons dit te